luisteraars, ons kuier heerlik vandag saam met Henry Kruithorn hierso en hy is van die Sakekamer van Langebaan. En die Sakekamer van Langebaan is nuut gestig. Ons is nuut gestig, ja. Welkom. Dankie, môre nie. Ons gaan lekker kuier met jou. Hallo. Want jy het baie om ons te vertel van die Sakekamer. Ek glo so, ek hoop ek kan dit justice doen, ja. Nee, ek glo jy sal. Ons het lekker saam gekuier al voordat ons begin het en hy het vir my goed vertel wat my hare laat reis. En die Sakekamer is hier om ons te help om al hierdie goed uit te roei en aan die lig te bring. Henry, vertel gou vir ons, die Sakekamer in Langebaan het baie planne vorentoe vir die dorp en daar vir die streek, want julle vat nou hande en werk saam. Yes, 100%. So Anita, ons het die Langebaan Sakekamer gestig, want ons het gesien ons 'n nut vir besighede in die omgewing om saam te staan, eerstens om mekaar te kan bystaan, en ons het ook nodig om mekaar aan te vul. Ons is baie besigheidseienaars in die Langebaan streek en in die Weskus streek, en ons vind dat ek het probleme in my besigheid, en ons het almal probleme in ons besighede. En so die idee van die Sakekamer is om mekaar te ondersteun, om 'n platform te hê waar ons mekaar kan bystaan, en waar ons kan sê, hoorie, ek het hierdie probleem, of ek sukkel met hierdie, maybe is dit cash flow, maybe is dit 'n labor issue, maybe is dit kliëntediens, maybe is dit bemarking, enige issue wat jy het, om dit dan te bring na jou fellow besigheidseienaars, en te sê, hoorie ouens, ek sukkel met hierdie, kan julle my help? En dit is kern van wat ons as die Sakekamer wil bring na die gemeenskap toe. Hoeveel keer kom die Sakekamer by mekaar, sodat mense 'n bietjie sosiaal kan verkeer en probleme kan bespreek en oplossings kan bring vir die probleme? Op hierdie stadium, omdat ons 'n nuwe Sakekamer is, het ons nou ook bietjie deur 'n transisie gegaan waar ons daai moes nou mooi uitklaar en uitken en met ons lede ook gesels. So waar ons nou op die oomblik staan is ons op twee keer 'n maand wat ons wil bymekaar kom. Ons het juis nou Woensdag môremiddag het ons volgende meeting om byeenkoms en watnot nie. En so ons het dit is op die oomblik 2 keer 'n maand waar ons nou bymekaar kom, ja. Wat op hierdie stadium heeltemal voldoende is, want voordat 'n probleem hand uittrek, kan 'n mens dit bespreek en dalk so voorkom die volgende probleme kan voorkom. Die ander ding wat ons ook besef het, ons het op 'n stadium met ons elke week bymekaar gekom. En 'n mens is besig. Jy het 'n besigheid om te ry. So dis baie keer nie volhoubaar om elke week daar te wees nie. En dan raak dit dan sit jy ek gaan nou volgende keer. Ek gaan nou weer so baie keer soos hulle sê, less is more. So ja, ek dink vir ons op die oomblik 2 keer 'n maand gaan werk en ons is nog besig met die lede te chat. Kyk, ons lede is baie belangrik vir ons. En ons soek ook hulle input. So op hierdie stadium van wat ons nou met hulle bespreek het en wat die terugvoer is, ons gaan 1 keer 'n maand 'n fisiese byeenkoms hê en dan 'n miskien 'n virtual byeenkoms waar ons 'n Teams meeting het of so iets. Want dit is ons lewe in 2026, ons kan dit so doen en dit is partykeer baie meer haalbaar as om 'n persoon by 'n plek te wees. Korrek. Die Sakekamer. Wat is die funksie van die Sakekamer nie net vir die lede nie, maar vir die hele dorp en die omgewing? So in ons konstitusie en ek dink ons exco, toe ons bymekaar kom, het ons die groot ding vir ons wat ons bymekaar kom tussen die besighede was om etiese besigheid te voldoen. En saam met dit om ons mede-besigheidseienaars en mede-besigheidssupport local te groei. So die Sakekamer se funksie voel ek is daar om eerstens seker te maak dat ons mekaar kan bystaan en ook dat ons 'n platform het om mekaar te kan aanvul en mekaar te kan support. En vir my persoonlik is dit baie belangrik om die etiese besigheidsman en vrou daar buite te hou by wat hulle sê. As ek sê ek gaan vir jou hierdie diens lewer, dan moet ek daai diens lewer. En ek persoonlik wil as 'n lid van die Sakekamer, is dit belangrik vir my dat ons die etiese besigheid aspek inbring. En ons wil ultimately met die Weskus, ons werk met al die Sakekamers saam, wil ons 'n platform skep waar as iemand iets aanvang iewers in die Weskus en hulle doen onetiese besigheid of iets, laat ons dan vir almal laat weet, laat daai persoon of daai vrou of daai besigheid, wie ook al dit is, uitgeroei word, want die is so baie goed wat aangaan in ons land en in ons dorp en oral, maar ons kan net
ons moet hier by die huis begin. Ja. Klein begin en seker maak dat mense weet, hoorie, as jy iemand soek wat etiese besigheid doen, gaan na die sakekamers toe. Begin daar. En ons het 'n Facebookblad, ons het 'n website en al daai goede en al die sakekamers het dit. So mense kan op ons Facebookblad, op social media ons nader en sê, hoorie, ek soek iemand om IT te doen, ek soek iemand om te bou, ek soek iemand wat vir my swyswerk kan doen of wat ook al die storie is en daai goede, Wat is julle webblad? Ons webblad is langebaanbusinesschamber.co.za. Dis 'n bietjie lank. Ek weet, maar soos jy hom sê, langebaanbusinesschamber.co.za. Maar dis maklik genoeg om te onthou. Ja, hy's net lank, maar jy kan hom maklik Jy kan hom maklik onthou. Ons gaan in elk geval julle in die kommentaar ook sê wat is al die kontakbesonderhede waar jy hulle in die hande kan kry en mense, dis so belangrik om by die sakekamer in te sit. Die sakekamer het ook 'n sosiale kant waar mense sosiaal verkeer en met mekaar dan nou help soos jy gesê het. Yes. Is daar sosiale byeenkomste ook vir die sakekamer? Yes, ons idee omdat ons is nuut. So ons het nog nie al ons goed reg bevestig in hoe kan ek sê gefinaliseer nie. Maar ons probeer elke kwartaal 'n sosiale byeenkoms hê. Ons eerste een het ons nou gehad by Sunny Park en dit was 'n great sukses gewees. Ons het lekker gekuier, lekker gebraai en net saam verkeer en net kan socialize en mekaar se vennote ontmoet en seker tipe goede, so Op 'n sosiale byeenkoms dan kan die ander besigheidsmense ook inskakel om 'n bietjie feel te kry, sal ek dit nou maar noem. Ja, natuurlik. En ons ons vra altyd ons wil hê graag die sakekamer moet groei. So ons vra altyd ons lede om bring 'n gas saam, bring 'n pel saam, bring 'n mede besigheidseienaar. Ek is 'n besigheidseienaar, weet ek het klomp pelle wat ook besighede besit en so gaan dit maar. So bring jou pelle saam, bring jou mede besigheidseienaar saam. Kom praat met ons, kom sien waaroor gaan ons en kom fit in as jy saam met ons werk en jy voel tuis by ons, dan kom join ons asseblief. Langebaaners, hier sit ons vandag en ons kom vra vir julle. Besighede sluit aan by die sakekamer. Dit het soveel dit is so belangrik vir jou en vir jou omgewing om by die sakekamer te wees. Dis waar jy hoor van goed wat reggestel kan word, van goed wat nie moet gebeur nie en hulp kry en raad kry hoe om dit te gebeur. Die sakekamer gaan nie jou werk doen nie, hulle gaan ook nie vir jou geld gee nie, maar hulle gaan vir jou kennis gee en hulle gaan vir jou hulp gee wat jy kan in aksie stel om jou besigheid te help. En soos daar groei vir almal van ons. Ja, ons is hier om julle te help. Ons is hier om 'n geleentheid te skep waar julle met ons kan praat, met meerige besigheidseienaars in die Weskus wat deur dieselfde probleme gaan hier in die Weskus. En laat ons saam kan praat, laat ons saam die probleme kan oplos, laat ons saam hand kan vat om die Weskus fenomenaal te maak. Almal love die Weskus, dis absoluut wonderlik om hier te bly en ons wil seker maak dat enigiemand wat Weskus toe kom, weet dat hulle kan vertrou in die besighede wat hier in die Weskus is en in die sakekamers wat hierso is. Fantasties. Ja, baie dankie dat jy die moeite gedoen het vandag in te ry na ons studio toe en vir ons kykers te kom vertel het van die sakekamer van Langebaan en baie sterkte vorentoe en ons hoop julle gaan van krag tot krag. Baie dankie Anita, was wonderlik om hier te wees. Dankie julle. Die sakekamer se voorsitter is Dirk van der Walt. Dis Dirk van der Walt. Nou stuur vir hom groete van ons af. Dirkie, hallo meneer. Hoorie, groete hierso van in en om en Johnny ook. Johnny is ons ondervoorsitter. En dan vir al die exco, al die lede wat op deel is van ons, groete daar vir julle almal. En asseblief onthou, môre middag is ons meeting. En asseblief bring 'n gas saam. Dankie julle. Maak so. Mooi loop. Totsiens.